Het jy al aanstoot geneem? Die Engelse woord is I take offense. Dit beteken ek sit 'n heining hier om my. En baie keer is offense nogal lekker. Man, ek wil niks met jou praat nie, niks met jou te doen hê nie, en ek is ongelukkig met jou. Nou, offense is 'n ding wat binne in jou hart is. Om aanstoot te neem is 'n ding wat binne in jou hart is. En net wat ek nou die dag sê, is so waar, die persoon wat jou aanstoot gee, heel moontlik weet dit nie eers nie. Hy sê iets, doen iets, en jy smaal, en jy loop al weg, en jy neem aanstoot in jou hart. Hulle sê, offense is always taken, never given. Dis iets wat ek vat, daar gebeur iets binne in my hart. En die hartseer is, dit kan met enige iemand gebeur. Jy weet, Johannes die Doper, Jesus sê, dat hy is die grootste van almal wat gebore is. En tog die kleinste in die koninkryk. Maar dan is Johannes in die tronk, en dan stuur hy van sy disippels gaan vra vir Jesus, is hy die Messias, of is daar iemand anders wat ons verwag? Nou dink 'n oomblik daaraan, Johannes, hy het geweet, die een op wie die Heilige Gees gaan kom en gaan bly, hy is die Messias. Toe Johannes die Doper Jesus doop, toe kom die Heilige Gees en bly op hom, en hy weet dis die Messias. Maar nou sit hy in tronk, hy kyk na sy omstandighede en hy sê, Here, is u werklik die Messias? Here, hoekom sit ek in die tronk? Hoekom red u my nie? Hoekom kom ek nie uit hierdie omstandighede uit nie? En dan kan jy eintlik agterkom, in sy hart is daar twyfel. Die vraag wat hy vra. Nou wonder ek, wat se vraag vra jy in die lewe? Wat vra ek? Ek en myself, ek en my vrou praat daaroor. Wat se vraag vra ons? Dan kom ons agter wat in ons hart aan die gang is. En dan sê Jesus, dan antwoord hy, dan sê hy, sien dat blindes sien weer, dowes hoor, melaatses word genees, verlammes staan op, en in die armes word die evangelie verkondig. En dan sê Jesus hierdie ding, en gelukkig is hulle wat nie aanstoot neem teenoor my nie. Hoekom sê Jesus daai boodskap saamstuur na Johannes? Want Jesus besef, daar's 'n ding wat in Johannes se hart besig is om te gebeur. Nou moet jy weet, nommer 1, Jesus ken die ewigheid. Johannes sien net sy omstandighede. En dan lyk dit vir my, Johannes neem aanstoot. En dan sê die Here, gelukkig is jy wat nie aanstoot neem nie. Nou wonder ek, ja, aanstoot teenoor die Here geneem. Jy is sommer kwaad vir die Here. Ek dink daar's baie mense wat kwaad is vir die Here en aanstoot neem teenoor die Here, want die Here doen nie wat hulle sê nie, want dis hoekom jy mos aanstoot neem teenoor ander mense. Hulle doen nie wat jy sê nie, hulle ry voor jou in of praat van jou of sê 'n ding of beledig jou of wat dit ook al mag wees, dan neem jy aanstoot. Dan gebeur daar iets binne in jou hart. En raai wat, ons almal kan dit hoor, ons almal kan dit sien. Jy kan dit eintlik ook sien wat in jou hart gebeur. Maar hier's Johannes wat die grootste van almal is, man van God. Hulle het selfs gedink Jesus was Johannes wat uit die dood uit opgestaan. Dit is iets vreeslik wat hulle oor Johannes beleef het. Die hele dorp het na hom kom luister. 'n Bekende mens. In sy hart gebeur 'n aanstoot. Dan's daar 'n ding teenoor die Here. Nou wil ek weer vir jou sê, wees versigtig. Ek dink aanstoot is dit wat jou huwelik vernietig. Want jy neem aanstoot en dan as jy vir 2-3 dae kwaad vir jou man of jou vrou en dit nie aanstoot en dit vernietig jou. Dit vernietig jou by jou werk want jy neem aanstoot. Dis aanstoot wat jou familie altyd in 'n bekleierery het. Want jy neem aanstoot, jy is so sensitief en jy neem aanstoot. Laat iemand nou net iets verkeerd sê, dan's goed verkeerd. Dis aanstoot wat maak, dis die duiwel wat werk hier binne in jou. Aanstoot wat maak dat jou lewe vernietig. Dis aanstoot wat maak dat jy nie meer vriende het nie, dat jy vriende verloor. Dis aanstoot wat maak dat jy by die huis sit en nie kerk toe gaan nie. Want die duiwel het kom werk binne in jou hart. Nou plaas ons hart oop maak dat die Here ons hart kom skoon maak. Maak ons hart oop vir verkeerde goed en ek sit 'n heining om my hart en ek dan dink, hoor jy, nou doen ek die regte ding, ek beskerm my. Eintlik laat jy die duiwel in jou hart toe, omdat jy aanstoot neem. Dan vra ek jou, gelukkig is jy as jy nie aanstoot neem teenoor die Here nie, want ek dink, daar gebeur so baie goed wat ons nie verstaan nie, en dan kan ons kwaad raak vir die Here. Dan sê hy, gelukkig, as jy wat nie aanstoot neem nie, dan vra ek jou, om jou geloof te behou in die Here. Dankie dat jy luister,
and it's a great blessing.